Wanneer jy in 'n situasie is wat jy net nie weet wat om te doen nie of wat se kant om te gaan nie, dan kort jy wysheid. Ons het in die vorige les gesien dat om wysheid te hê kan vir jou rykdom bring. Dit kan vir jou ook laat rustig slaap in die aande. Nou ons is besig om te kyk hoe kan ons Salomo se wysheid toepas in elke fase van ons lewens. So ons trek nou hierso by 'n preschooler. Kinders is vir die Here baie spesiaal. Jesus sê selfs in Matteus 18 vers 5, en elkeen wat een van sulke kindertjies in my naam ontvang, ontvang my, maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel, dit is vir hom beter dat 'n meelsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. Nou op 'n sekere ouderdom begin ons kinders blootgestel word aan groepsdruk, selfs ons ook somtyds. Maak seker jou kind se fondasie is sterk genoeg om nee te kan sê. Hulle moet duidelik weet wat verkeerd is en wat reg is, en dit kom dan nou weer terug na leer jou kinders die Bybel. Dit is eintlik baie moeilik om nee te sê. Dink byvoorbeeld aan jou eie lewe as 'n groot mens. As jou baas vir jou vra of jy kan langer werk, dis moeilik om vir jouself op te staan en nee te sê. Vir ons kinders is dit ook moeilik. Gee dalk vir jou kind 'n manier van nee sê. As iemand byvoorbeeld vra, wil jy saam met ons gaan rook na skool, verander dalk die onderwerp. Sê jy moet net gou iets in jou tas gaan haal, totdat hulle eendag die vrymoedigheid het om nee te sê. Maar dit is verskriklik belangrik dat ons kinders die regte vriende het. Ek leer my kinders, dis beter om alleen te wees as om saam met verkeerde vriende te wees. Spreuke 1 vers 10, my seun, as die sondaars jou wil verlei, moenie inwillig nie. My seun, gaan nie met hulle saam op die weg nie, hou jou voet terug van hulle pad. Spreuke 13 vers 20, gaan met die wyse om, dan word jy wys, maar hy wat met dwaase verkeer, versleg. Spreuke 14 vers 12, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. So kom ons ondersteun ons kinders in verband met groepsdruk, maar as hulle geestelike fondasie reg is, gaan dit so bietjie makliker gaan. Nou al hoe meer tieners word gediagnoseer met depressie. Daar is omtrent 280 miljoen mense op die aarde wat sukkel met depressie. Nou kom ons kyk wat sê die Bybel daaroor. Nou wat maak ons as ons liggame net nie normaal voel nie? Jy kan nie regtig jou vinger op dit sit nie, maar jy weet daar is ietsie fout. Jy is die heeltyd moeg, jy voel die heeltyd geïrriteerd, jy voel hartseer. Wanneer ons op 'n punt kom waar ons net nie meer weet wat om te doen nie, dan gaan ons dokter toe. Maar die probleem wat ons vandag mee sit is, meeste dokters gaan soek nie die wortel van die probleem nie. Hulle behandel net die simptoom. Jy is depressief, hier is antidepressante. Dalk is jy depressief want jy het onverwerkte hartseer van jou kinderjare wat jy nog nie mee gedeel het nie. Die pille gaan nie daardie hartseer wegvat nie, dit gaan net die depressie onderdruk. Jy gaan vir 'n oomblik weer jouself voel, maar sê byvoorbeeld jy los jou pille, dan is jy weer permanent hartseer en soms voel jy nog erger daarna. Nou wat sal die redes wees hoekom iemand met depressie sukkel? Ek het net so 'n paar hier neergesit, ek is nou nie 'n dokter nie. Die eerste een is moegheid en om overwhelmed te voel, kan dalk lei tot depressie, of stres, angs en druk. Jou selfbeeld, jy voel dalk nie goed genoeg nie, dalk het jy onverwerkte trauma, dalk is dit oorerflik, of dalk is dit 'n chemiese wanbalans in jou liggaam, soms as gevolg van ongesonde eetgewoontes. Nou kom ons kyk wat sê die Bybel rakende die bostaande. So kom ons kyk na die eerste een, moegheid en overwhelmed voel. Daar is soveel redes hoekom ons as mens permanent net moeg voel. Dink byvoorbeeld ons slaap nie genoeg nie, ons eet verkeerd en ongesond, ons het net te veel hooi op ons virke. Nou kom ons kry 'n oplossing. Daar is 'n spreekwoord wat sê, if the devil can't get you to sin, he will keep you busy. Die duiwel weet hoe belangrik dit is om ons die heeltyd besig te hou, ons die heeltyd te oorlaai, dinge op ons pad langs te stuur wat ons tyd steel, want as jy nie tyd het nie, kan jy nie by die Here uitkom nie. Die duiwel weet waar is ons rus en ons krag, en hy probeer ons daar weghou. Matteus 11 vers 28 sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Maak tyd vir die Here, daar gaan nooit tyd wees nie. Jy moet tyd eenkant sit om by die Here uit te kom. So wat doen ons rondom as jy die hele tyd net moeg voel en overwhelmed voel? Dit beteken dalk dat die duiwel hou jou te besig. Maak tyd vir die Here. Dan die tweede ene wat ons nou gaan kyk is stres en angs en druk. Nou stres is net 'n ander woord vir vrees. Ons almal weet dat daar is 365 Bybelversies wat in die Bybel wat vir ons sê dat ons moenie vrees nie. Nou dis baie makliker gesê as gedoen. So kom ons kry 'n oplossing. As ek julle vra wat is die teenoorgestelde van vrees, sal ons dalk dink is iets soos
om braaf te wees, maar dis eintlik geloof. As ons nie geloof het nie, en as ons nie God se plan vertrou nie, dan kruip vrees in ons lewe in. En dit gebeur eintlik so vinnig. Vrees is ook die rede hoekom baie van ons so gereeld siek is. Nou, hoe kry ons dan meer geloof om vrees te oorkom? Romeine 10 vers 17 sê, So then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Wat hierdie versie sê is, as jy meer geloof wil hê, lees jou Bybel meer. Gewoonlik as ons te veel stres veroorsaak dit ook dat ons nie kan slaap nie. Ons het reeds die versie gesien in Spreuke 3 vers 24, wat sê, as jy wysheid najaag, dan die versie sê, as jy gaan lê, sal jy nie skrik nie, en lê jy, dan sal jou slaap soet wees. Vra vir die Here vir wysheid, en ons het ook reeds gesien, dat om God te vrees, is stap 1 om wysheid te kry. Prediker 4 vers 6 sê, een handvol rus is beter as al 2 vuiste vol moeite en gejaag. So wat doen ons deur stres, angs en druk te veg? Is kry meer geloof. En hoe kry jy meer geloof? Is spandeer meer tyd in jou Bybel. Die derde ene wat ons nog gaan kyk is jou selfbeeld. Jy voel dalk nie goed genoeg nie en dit maak baie tieners ook depressief voel. Ons lewe in 'n tyd waar ons jong mense se identiteit ongelooflik erg aangeval word. Dink byvoorbeeld aan die boodskap wat nou uitgaan is jy kan enige gender wees wat jy wil. Jy kan selfs 'n kat wees as jy wil. Nou dit is 'n aanval op identiteit. Dis nie 'n aanval op seksualiteit nie. Nou wat is die oplossing? Ek dink nie altyd ons besef hoe lief God ons werklik het nie, want ons leen ons ore uit vir die duiwel. Onthou, hy is die vader van leuns. Hy kan 'n leuen vat en dit so mooi inkleer dat dit na die waarheid lyk. Dalk het jy al gewonder, as God dan werklik 'n God van liefde is, waarom sal hy ons hel toe stuur? Dalk het jy al so gedagte gehad. Nou dit is 'n age-old kaart wat die duiwel gereeld speel. Want as ons twyfel in God se liefde vir ons, gaan ons nie werklik ons posisie in God besef nie. Jy is 'n koningskind. Psalm 139 vers 14 sê, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. God het soveel beplanning ingesit toe hy die mens gemaak het. Ons is perfek gemaak in God se beeld. Maar hoekom? Want hy is ongelooflik baie lief vir ons. Kom ons begin ons ore en ons oë uitleen vir die regte dinge. Pas op wat jy luister, pas op wat jy kyk, pas op wie jou vriende is, want negativiteit is hoogs aansteeklik. En dit wat jy inneem deur jou oë en jou ore is wat jou gaan vorm. So lees jou Bybel, luister Christelike musiek, gaan kerk toe, omring jou met mense wat lief is vir God en bly weg van mense wat net lelik en alles raak sien. So as ons terugkom van baie tieners het depressie as gevolg van hulle selfbeeld, is dit baie nodig vir hulle om te pas op wat hulle luister, wat hulle sien, saam wie hulle uithang en net meer tyd spandeer saam met die Here, sodat hulle kan besef dat hoe lief God hulle werklik het. Dan die vierde ene wat ons nog gaan kyk is onverwerkte trauma. Daar is baie keer dinge wat met ons gebeur het, wat ons geen beheer oor gehad het nie, maar dit het 'n permanente skaar gelos en dit beïnvloed jou hele menswees. Nou 'n probleem gaan nie weg deur dit te ignore nie. Wanneer die tyd reg is, sal die Here jou help om jou onverwerkte trauma deur te werk. Dalk het wat met jou gebeur veroorsaak dat jy onvergewensgesindheid gekry het. Jy kan net nie daardie persoon of selfs vir God vergewe oor dit wat met jou gebeur het nie. Nou om iemand te vergewe is seker een van die moeilikste dinge om te doen. Somtyds het ons daardie eina so ver weggesteek dat ons pretend dat dit nie eers meer bestaan nie. Maar sien dit soos 'n saadjie, dit gaan begin groei en dan gaan dit in jou lewe begin 'n vrug dra. Somtyds is die vorm van hierdie vrug die hartseer, depressie, haat. Nou die wortel gaan uitgetrek moet word en dit is 'n eina-proses. Dink byvoorbeeld as jy onkruid in jou tuin uittrek, somtyds kom die mooi blommetjies saam. Dis 'n messy proses, maar dit moet gedoen word, want as jy onkruid in jou tuin los, dan vinnig neem dit jou hele tuin oor. Jesaja 41 vers 10, Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk, nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Dan die 5de ene wat ons nog gaan kyk is depressie oorerflik?
My ma het daarmee gesukkel, so ek gaan seker dan ook daarmee sukkel. Nou kom ons kry 'n oplossing. Die Bybel sê dat geen kind sal betaal vir die ouers se sonde nie. Esekiel 18 vers 20 sê, die siel wat sondig, die moet sterwe. Die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie. Ook in Deuteronomium 24 vers 16 staan daar, die vaders mag nie vir die kinders en die kinders mag nie vir die vaders gedood word nie. Elkeen moet vir sy eie sonde gedood word. So die Bybel sê dat geen kind sal betaal vir die ouers se sonde nie. Daar is wel 'n versie wat sê dat die straf sal oorgaan na die volgende geslag toe. Maar as jy die versie gaan lees, sal jy sien, dit is slegs vir die wat God haat. Eksodus 20 vers 5. Ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. So ons vergeet om my laaste stukkie raak te lees, net die wat my haat. So dit is moontlik, maar as jy lief is vir God, is hierdie versie dan nie vir jou nie. Die versie vir ons as kinders van God staan in Johannes 8 vers 36. As die Seun jou dan vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Hou op dink dat dit is oorerflik, want dan is dit nou net weer 'n voorbeeld waar ons agter 'n leuen wegkruip, net sodat ons nie daarmee hoef te deel nie. Word vry daarvan, kom by Jesus uit. Ja, dit is 'n werklike probleem wat dalk oorgekom het na jou toe, oordat jou ouers daarmee gesukkel het, maar wees jy die chainbreaker. Dit het nie nodig om in jou lewe te bly nie. Nou wat sal die redes wees hoekom iemand met depressie sukkel? Ons is mos nou besig om te kyk na die 6de ene, ongesonde eetgewoontes. Nou kom ons kry 'n oplossing. Somstyds as mens moeg en afvoel, kan dit 'n aanduiding wees soos jy is gedehidreer. Drink 'n bietjie water, maar dalk is dit so bietjie dieper as net dit. Ons lewe in 'n tyd waar die kosse wat ons eet oorlaai is met onnatuurlike mensgemaakte chemikalieë, en dit kan die rede wees waarom ons liggame net nie reg kan funksioneer nie. Ons vertrou die produseerders, maar as jy 'n bietjie gaan kyk, gaan jy sien hoe skrikwekkend die bestanddele binne in ons kosse is. Onthou die Bybel sê dat die liefde vir geld is die wortel van alle ewels. Baie van hierdie companies is nie besorgd oor jou gesondheid nie. Hulle wil net die resep hê wat die meeste wins in hulle sakke sit. Hier is op die volgende bladsy gaan jy 3 kossoorte sien waar die bestanddele oor die jare al so baie verander het, maar ons besef dit nie eers nie. So hier so aan die linkerkant is Ritz koekies, ek weet jy kry dit seker maar net in Amerika, maar kyk hoe toe ons byvoorbeeld jonger was, wat se bestanddele was in die koekies en wat se bestanddele is daar nou. Dieselfde met McDonald's chippies, dit was in die begin net gewone aartappels gewees, maar wat se chemikalie sit hulle nou daarin? Selfde met roomys, daar was net iets soos 4 of 5 bestanddele in, en nou is daar amper 10, 12 bestanddele in, en baie van hierdie bestanddele is chemikalie wat mense self gemaak het, want dit is goedkoper, so dit stoot die wins op. En dan is ons ook nog besig om te kyk na die 6de ene, want dit veroorsaak dan 'n chemiese wanbalans in jou liggaam. Ons het nou al by die vorige 5 scenario's gesien, dat ons antwoord lê by Jesus. Ons het nodig om by die Here uit te kom, ons het nodig om meer Bybel te lees. Ons moenie ons oë en ons ore uitleen vir die duiwelse leuns nie, en ons moet die wortel van ons verlede saam met God uittrek en genees. En as die Here jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. So ons antwoord is nie in die binnekant van 'n pilletjiehouer nie. Ons antwoord is by Jesus. Maar ja, daar is soms 'n fisiese wanbalans in jou liggaam, dan kan medikasie dit balanseer. Hou net in gedagte dat as dit te lank aanhou, is daar dalk 'n ander probleem, en die Here kan vir jou wys wat dit is. Maar dan weer eens is dit baie belangrik om absoluut eerlik met jouself te wees en te besef dat soms is ons grootste vyand. Soms maak ons besluite en ons gedagtes dinge vir ons baie moeiliker as wat die Here vir ons wou gehad het. Nou daar is 'n Bybelversie wat ons nooit moet vergeet nie, en dit staan in Nehemia 8 vers 10, The joy of the Lord is our strength. Die duiwel weet as hy jou kan depressief maak, gaan ons swak wees, en as ons swak is ons geen threat vir hom nie. Sodra jy voel jy begin swak voel, begin dan joyful raak, begin prysliedjies opsit, begin dans, begin lag. Spreuke 15 vers 15 sê, al die dae van die bedrukte is sleg, maar die vrolike van hart het gedurig deur 'n
fees. Spreuke 17 vers 22, 'n vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n verslae gees laat die gebeente uitdroog. So hierdie is selfs fisies, as jy die hele tyd depressief is, gaan jy siek word, fisies, nie net geestelik nie. Nou dit help nie ons stres oor ons lewens nie, want Prediker 3 vers 1 sê, alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Dit alles is deel van God se plan en God se doel. Vers 11 sê, alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Nou wat is dan die antwoord en die doel van die lewe? Vers 12 sê, so het ek dan ingesien dat daar niks beters onder hulle is nie, as om bly te wees en om goed te doen in die lewe. Vers 13 sê, geniet die lewe, dit is 'n gawe van God.